Voorsitter, ons gaan hierdie week met die Pinksterdienste wat vanaand begin, gaan ons meer uitvind en stilstaan by die baie belangrike onderwerp van die Heilige Gees. Seker van die belangrikste onderwerpe wat ons kan aanraak en aanroer. Dis belangrik omdat dit absoluut jou lewe definieer. Ek kan vir jou beloof uit eie ervaring, daar is niks wat jou so gaan impak as die Heilige Gees. Daarom is dit belangrik om te weet wie is die Heilige Gees, wat doen die Heilige Gees? Hoe het ek die Heilige Gees nodig? Wat gaan die Heilige Gees in my lewe doen? Wat kan ek verwag van die Heilige Gees? Die Bybel sê in Romeine 8 vers 9, as ek reg onthou, as ons nie die Heilige Gees het nie, is ons nie kinders van God nie. Dit klink baie verdoemend, maar wat dit eintlik vir ons wil sê, is hoe belangrik is dit dat ons die Heilige Gees het. Ek loop myself so 'n bietjie vooruit, maar laat ek hierby volstaan om net dit te sê, hoe kry ek die Heilige Gees? Die Bybel sê ons hoef net te vra, Here, gee vir my die Heilige Gees. Goed, die Heilige Gees, my broer en suster, is deur God die Vader gestuur om in gelowiges te kom woon. Inwoon soos my gewete in my woon. Ek vergelyk dit baie met 'n gewete, want die stem, ons sal uitkom by stem, die Heilige Gees, God praat met my baie soos 'n mens se gewete. Ek sal later in die res van die Pinksterreeks sal ek meer verduidelik. Nou hierdie inwonende Heilige Gees bring ons dan in 'n verhouding by die Here uit. Dit is baie belangrik. Almal van ons staan in 'n verhouding met die Here. Al die ander wêreldgodsdienste, my broers en susters, het dit nie. Het nie 'n verhouding met hulle gode nie. Al die ander wêreldgodsdienste is dieselfde in terme van reëls en regulasies wat jy nakom, dan gaan dit met jou goed. Maar daar's nie 'n Here wat vir jou lief is nie. Daar's nie 'n God wat vir jou omgee nie. En nog minder kan daai mense van hulle God vra of verwag dat hy hulle moet beskerm, bewaar. Nog minder kan hulle ooit hoop om te droom dat daai God vir hulle 'n plan het in hulle lewe. Alles wat ons het, die ryk skat van Christen wees. Hierdie inwonende Gees bring ons dan saam en in enige verhouding is kommunikasie geweldig belangrik. Ek gaan vanoggend eintlik half kortliks stilstaan by julle 'n paar skrifgedeeltes. Ons is dan eerstens by Johannes 16 vers 13. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, Jesus hy praat met sy disippels, sy 12 apostels. Hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Daai julle was 12 apostels. 'n kwessie van 40, 50 dae later, die uitstorting van die Heilige Gees, en toe het die Heilige Gees by almal, al daardie 120 en later al die ander lidmate van die nuwe kerk kom inwonend in hulle self. Nou, die Heilige Gees in hierdie gedeelte, hierdie versie, sê vir ons, hy lei vir Christene deur wat hy hoor. Wat hoor hy? By wie hoor die Heilige Gees? Die Heilige Gees hoor van Jesus en van God die Vader. Meestal van Jesus, want gewoonlik kommunikeer God die Vader deur Jesus, deur die Heilige Gees in ons lewe. Wanneer ek dan met die Here praat, of ek hoor die Here se stem, is dit die Heilige Gees. Hy is by my. Hy bly binnekant my. Hy hoor alles wat ek sug oor. Hy ken al my emosies. Elke gedagte ken die Heilige Gees, sodat die Here op daai manier die naaste aan my is, die meeste vir my kan help, en ek die Here kan ervaar in die grootste mate van volheid. Hy praat en hy sê, hy kommunikeer met ons. Hoekom?
om die Here se volle waarheid aan ons bekend te maak. Wat se waarheid? Broer, suster, jy kan maar vir beraders, vir dominees, vir sielkundiges vra, die mense wat by hulle aankom. Hoeveel mense sukkel met een of ander vorm van 'n leuen? Die sonde het in baie gevalle sy sterkste houvas en die grootste tol wat hy in mense se lewe is deur een of ander leuen. Die duiwel voer gedurig al wat 'n mens is met leuns. Dan maak jy verkeerde besluite. Jy dink verkeerd, jy beplan verkeerd. Jou lewe stuur op 'n verkeerde rigting af. Jou lewe word 'n swakker gehalte kwaliteit lewe as wat die Here wil hê jy moet doen. Daarom is die Heilige Gees gedurig daar om vir jou waarheid te gee. Waarheid te gee. Hy's die teenvoeter vir die duiwel wat vir ons 'n klomp goed wil wys maak. Jy sal nie glo wat mense alles glo nie, my broer en suster. Jy sal nie glo hoe mense die slagoffer is van leuns. Jy sal nie glo hoe mense nie van leuns kan wegkom nie. Dinge wat as ek vir jou vertel, sal jy vir my sê, meeste van julle, dominee, ek kan nie glo dat mense dit glo. Daar's 'n stel leuns wat kom uit my ouer mens geslag. Klop leuns wat jy mee te doen het. Dan kom jy met vandag se mense nuwe leuns. Die Here se volle waarheid is om gedurig vir my te hou by 'n baie beter lewenskwaliteit. Jy sê wat jy doen nie, man, my lewe is fyn. Ek het nie, my lewe se kwaliteit is baie wat goed. En ek sê blyk nie soos dit so is. Ek sê dit eintlik al verwag. Want die Here is daar om julle te seën. Hoe anders? Ons is dan Christene. Maar as mense eers begin vir jou vertel wat gaan hier aan, die goeie wat hier bly draai. En dis waar die Satan vir mense byt. Veral Christene. Die volle waarheid. Ek sal 'n bietjie weet nog daarby uitkom in hierdie reeks. En dan is ons by die volgende skrifgedeelte. 1 Samuel hoofstuk 3. Ek gaan lees vanaf vers 1 tot 10. En die 7 Samuel en die Here bedien oor Eli. En die woord van die Here was skaars op die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek, Eli was die priester gewees. Ons is hier by die tempel, die kerk in Israel. So by die tempel, Ou Testament tyd, die priester daar, net een van hulle, Eli is 'n ou man, en Samuel is 'n jong siel. Ek sal nou weer gedink. Terwyl hy op sy plek lê in die slaap, sy oë het al swak word sodat hy nie kon sien nie, toe die lamp van God nog nie dood gegaan het. En Samuel, die jong seun, lê in slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was. Het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord: "Hier is ek." Daarom loop hy na Eli en sê: "Hier is ek, want jy het my geroep." Maar hy het Eli antwoord: "Ek het nie geroep nie, gaan slaap maar weer." Samuel het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here Samuel weer geroep. En Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê: "Hier is ek, want U het my geroep." Maar hy antwoord: "Ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer." Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die 3de maal. En hy het opgestaan en na Eli gegaan en gesê: "Hier is ek, want U het my geroep." Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê: "Gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord: 'Spreek, Here, want U knegt hoor.'" Toe het Samuel geloop op die plek gaan lê. Toe die Here gekom en gaan staan, geroep soos die vorige keer: "Samuel, Samuel." En Samuel het geantwoord: "Spreek, want U knegt hoor." Die stem van die Here. Die pragtige jong vrou van Samuel, onthou julle Hanna, Samuel se ma was kinderloos. Hulle gaan elke jaar op, sy en haar man elke na die tempel om te gaan aanbid, en offerandes te bring. Daar bid sy in die tempel,
en sy bid in haar nood, sonder dat iets gehoor kan word, en Eli sien die vrou wat sy lippe net so beweeg, en hy dog toe sy is dronk. En toe sy amen gesê het, toe sê hy maar, hou op om dronk hier aan te kom, eintlik. En sy sê vir hom, nee, ek is net diep in my siel ontsteld, omdat ek nie 'n kind het nie. Sy beloof toe vir die Here, as sy 'n kind sou kry, seun, sal sy hom aan die Here gee. En so gebeur het. En nadat sy hom gespeel het, bring sy vir Samuel, en hy het toe van daai dag af in die tempel gebly. En dis waar hierdie voorval afgespeel het. Maar die jong mannetjie het niks geweet van die Here nie, nog minder van die Here se stem. Daarom het hy instinktief gedink, maar dis die priester wat hom roep. Dit is tog Eli se stem. En dit is die eerste feit wat vir ons hier baie duidelik uitstaan. Die Here se stem, broer en suster, is nie soos 'n mens instinktief sal verwag nie. Dis baie belangrik. Die Here se stem van die Here in die Here as ware hou sy stem weg van hom as God, as wese. Die Here hou sy almag weg, sy grootsheid. Wanneer die Here dan praat, klink dit net soos 'n gewone persoon se stem. Baie belangrik. Dis hoekom Samuel gedink het, maar dis Eli wat hom roep. 3 keer. Hy kon hom tog nie vergewis het nie. Dit klink dan nes Eli, maar dis die Here se stem. Dis die Here se stem. God het nie vir Samuel gevul met verwondering of vrees, sodat hy uit sy eie ervaring daardie nag agtergekom het, so klink die Here se stem. Nee, die Here kom in absolute eenvoud na hierdie seun toe. Die Here hou in gedagte, hy praat hier met 'n kind, met 'n jong mannetjie. Baie belangrik. Die stem van God, my broers en susters, het dus glad nie op enige manier vir Samuel geïntimideer nie. En ons kry weer baie dieselfde geval met die volgende voorval of volgende gebeurtenis in die Ou Testament waar die Here met iemand gepraat het. Ek verwys na God se kontak met Elia. Ons lees dit in 1 Konings 19 vers 12 en 13. Na die aardbewing was daar vuur, en die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte geruis. Toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met sy mantel toegedraai, met dek toegedraai. Hy het uitgegaan en met ingang van die grot waar hy was vir die berg gaan staan. En eens wat daar 'n stem wat hom vra, wat maak jy hier, Elia? Weereens die wonder dat God in sy almag kan verbloem, wegsteek. Nee? Ons sien dit, beste voorbeeld daarvan is Jesus tydens sy aardse lewe. Hy het gekom as God, maar sy goddelikheid was verbloem, heeltemal weggesteek. As jy Openbaring 1 gaan lees, is daar 'n visioen van Johannes waar hy vir Jesus in die hemel sien soos hy werklik lyk. Gaan lees dit gerus. Dis 'n baie goeie foto van hoe die Here werklik lyk. As ons dit vergelyk met Jesus op aarde, dan sien ons hoe die Here sy grootheid en sy almag wegsteek. Hier vind ons dieselfde. Eerste kom die Here in sy grootheid, in sy almag. Eers deur 'n verskriklike sterk wind, dan in 'n aardbewing en dan in 'n vuur. Daardeur maak die Here seker vir Elia dat hy weet, God is hier. Hy is op die toneel. Hy is hier by my. Maar hy doen niks nie. Elia wag totdat hy 'n baie sagte gesuis hoor. 'n sagte gesuis, 'n sagte stilte in die oorspronklike Hebreëus. My broer en suster, en dan reageer hy. Dan draai hy sy kop toe met sy mantel. Hoekom? Uit respek. Hy onthou vir Moses wat gesê het, Here, laat ek sien hoe lyk jy. En dan sê die Here, jy kan my nie sien in lewe nie. Ek sal jou hier in 'n rotsskuur sit
in daai 40 dae in die berg wat Moses was, en dan sal ek aan agterkant verbygaan dat jy van agteraf kan sien. Die heiligheid van God was iets wat 'n mens nie kan onskou nie, daarom, hier is die Here nou. Nou maak ek my gesig toe, en dan gaan hy uit tot by die ingang van die grot, ou Elia. Hy het swaar gekry. Hy het vir meer as 40 dae lank het hy gereis, gevlug van mense wat hom wou doodmaak, en hier kom hy by die berg Horeb uit. En dis die gesuis, die sagte stilte wat vir hom sê, hier is die Here. So kom die Here by ons uit in sagte stilte, in 'n sagte stemmie. Net genoeg om ons aandag te trek. Net genoeg dat ek weet, dis nie my gewete nie, dis nie wat ek dink nie. Hoekom? Die Here se boodskap staan voorop, my broer, suster. Die boodskap staan voorop. As die Here daardie boodskap beïnvloed met enigiets van sy grootheid, dan kom die boodskap ongefiltreerd by ons uit. Dan moet ek eers, daar's die boodskap en hier's die Here se verskyning, of daar's die boodskap en hier's die Here se grootheid, of daar's die boodskap en dis hoe die Here my laat voel. Hy kom en hy praat by ons op ons vlak as mense. In God se grootheid het hy nie net die almag tot alles wat hy kan doen nie, hy het ook die almag om dit weg te steek, weg te pak, weg te hou. En so kom hy weer eens, soos met ou Samuel, kom hy by Elia uit. In daardie sagte stilte. Ek kan nou die Here verwag, want hy's hier by my, in die sagtheid van my menslike siel. So kan ek die Here ervaar in my menswees, in my mensheid, in my menswees. Daar kom hy by my uit. Daar waar die boodskap suiwer kan deurkom. Enigiets meer intimideer die boodskap. Enigiets meer kleur wat hy vir ons wil sê. Enigiets meer maak dit vir ons moeilik, want dan moet ek interpreteer wat die Here gesê het, maar ek moet interpreteer wat ek voel, of hoe ek voel. Dan sukkel ons met dit wat die Here vir ons sê, want ons kry daardie element by die boodskap in wat die Here nie bedoel het nie. Ons gaan kyk nog een skrifgedeelte, ons is by Johannes 10 vers 27, enkele vers. Jesus praat, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Nou is ons by ons. Ons is by die era van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is meer as 2000 jaar gelede uitgestort. Toe het begin die realiteit van 'n inwonende God, wat in die Ou Testament tyd, my broers, net 'n handjievol persone geken het. Net 'n handjievol persone in die Ou Testament, koning Dawid, ander konings, profete, rigters, net 'n paar mense het geweet hoe ervaar hulle die Here wat binne in hulle was, die inwonende Heilige Gees. Daarom toe ou Dawid gesondig met Batseba, in Psalm 51, toe bid hy tot die Here. En hy's die eerste een in die Ou Testament wat die Heilige Gees heilig genoem het. Toe sê hy, Here, moet asseblief net nie u Heilige Gees van my af wegneem nie. Hy het nie geweet daar is so iets soos 'n God drie eenheid met die Heilige Gees as 'n goddelike persoon nie. Hy het dit nie geweet nie, dis nie geopenbaar nie. Maar daai Gees wat in hom gebly het, was vir hom heilig. Dit was vir hom iets besonder, dit was vir hom goddelik geweest. Daarom het hy gesê, dis 'n Gees wat heilig is. Net 2 keer in die Ou Testament kry ons dat iemand die Heilige Gees heilig noem. Sedertdien bly God deur die Heilige Gees in Christene hier binne, praat die Here met ons. As Christene dan luister na die Here se stem en ons volg die Here, hoe weet ons wanneer die Here met ons praat? Ons is tot die Here se skape. Ons is veronderstel om die Here se stem te ken.
Hoe kan ons die Here volg? Hoe kan ons die Here gehoorsaam in my individuele lewe elke dag? As ek nie sy stem ken nie. En nog minder, hoe kan ek die Here gehoorsaam as ek nie sy stem hoor nie? Dis verskriklike belangrike vrae, wat die antwoord daarop jou lewe gaan verander, my broers en susters. Die dag toe die Heilige Gees in my lewe ingekom het, was ek 'n ander mens. Ek het nooit weer dieselfde gewees nie. Dit was 'n wonderlike lewe wat skielik vir my oopgegaan het. Ek kom terug. Ek was 15 jaar oor see. So, ek weet nie, soos met 10, 11 jaar na in Amerika was, toe kom ek terug op 'n slag, toe kuier ek 'n bietjie in Suid-Afrika. En toe kom my pa en hy was so, ek kyk na hom, ek sê, joh, dis 'n ander pa, hierdie. En hy loop oor van blydskap. Hy sê, my kind, ek het die Gees gekry. Ai, suster. Ek was so bly. Toe kon ons praat oor dieselfde goed, ons weet waarvan jy praat, ons kan getuig oor die Heilige Gees in ons lewe doen. Toe is vir die eerste keer al twee werklik Christene, en hy was sy hele lewe lank 'n predikant. Kan jy dit glo? Hoe eienaardig die Here nie werk nie. Reg hier teen die einde van sy bediening, hier kry hy die Heilige Gees. Daai tyd, my broers en susters, wou predikante, NG predikante niks spreek oor die Heilige Gees nie. Hulle was so bang vir die Heilige Gees, so duiwel slypsteen, by wyse van spreke. Hoekom? Daar is ons so die AGS. Dat is charismatisch. Het is die grootste ondiens wat jy in 'n Christen kan aanrig as 'n predikant, is om nie te preek oor die Heilige Gees nie, my broers en susters. Hoe luister ons na die Here se stem? Hoe klink sy stem? Hoe kan ons die Here volg as ons nie weet wat om te doen nie? Hoe kan ons aan die Here gehoorsaam wees as ek nie weet wanneer hy praat nie? In hierdie week se 4 Pinksterdienste, broers en susters, gaan ons antwoorde soek op hierdie en ander baie belangrike vrae oor die Heilige Gees en oor die wese van ons Christendom. Amen. Hemelse Vader, baie dankie Here vir die Heilige Gees wat kom bly het. Deur die hele duisende jare van die Ou Testament, Here, het U gesien hoeveel keer van U kinders wat alles doen, al die reëls en regulasies van die wette nakom. Maar binne in hulle emosionele lewe, in hulle gedagte lewe, kon daardie wette vir hulle nie vrymaak. Kon daardie wette nie vir hulle help nie. Kon daardie wette van God nie wees, God in my, wat my bystaan. Wat 'n ongelooflike voorreg vir ons aan hierdie kant van die uitstorting van die Heilige Gees, om God in ons te hê, wat vir ons so instrumenteel is in ons lewe. Instrumenteel in terme van ons geluk, instrumenteel in terme van die kwaliteit van ons lewe, instrumenteel in terme van daaglikse besluite wat daar net ander opsies is wat ons nie van weet nie. Die sonde wat ons so knel. Vir alles het U nou 'n antwoord wat uitgekom om binne in ons te bly. Ons sê vir U daarvoor so dankie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.